Libanonse hemel. Stryder van die kruis, generalis van hom leer. So skielik die tyding, en wapens les hy neer. En dan kom die besef, maar dat Daniel is my God. Soveel beter daar in die plek. Einde stemming van ons lot. Vir haar was die lewe Christus. En nou was die sterfte van ons. Al verstaan ons dat die nou nie. Maar dat verhuis met God se Koffiefontein is armer met 'n leraar grens. Die hele wêreld, die hele land sal verlies. Maar wie van ons sou wag om namens God of Martha te kies? Die dood is nie 'n nederlag nie, waar jy jou lot kan beklag. Dit lê nie in sigbaarheid nie. Daar is meer antwoorde as vrae. Maar daar was 'n brief deur baie vertale gelees, primeer in geestelike dieptes, vermeng tot Gods vrou wees. Sy het 'n nuwe een gekry. Sy gees is lig. Die ander finaal uitleiding van siekte tot oorwinning bevry. Sy was 'n keerlose mens. Bedienares van versoening met geregtigheid kleed as sy gekroon. Die vandel die haar gedra, het sy nou in ons hande geplaas. Wie van die kinders, wie van die kerk, sal dit nou verder dra? Lig aan die res, tot in ewigheid was. Ons treur, maar met 'n ewige hoop. God se werk die haar gedoen, gaan aan tot daardie môre, wanneer ons God vir my herder, maar veel my herder laat sien. O Martha, herdenk van Christus, ons Heer. As weer daar kom weer 'n weersingsmôre, blye vergetelheid in plek van ons seer. Heer, o Heer, en daar kom sy eienskappe van karakter, wie sy in haar godheid was. Die Maria was 'n dominee in die akker van God. Sy was 'n verwoester van duisternis. 'n liefling, 'n minnaar, 'n ster van haar man, 'n sterk mama, 'n ouma, 'n liefling vir haar dogters, 'n suster en 'n vriend vir wit en swart. Sy was 'n braakbouer oor 'n grense. Ons gee aan U die eer, Heer, vir my herder Martha Motsabi, om te weet om te sê wat ook versier. Dankie vir ons ma. Dankie vir my vrou.
vrienden en veel meer. Gaan rust maar. Gaan rust maar moet happy. Sama robala. Gaan rust en vrede. Moet happy. Ujaan is happy. Gaan rust ons maar. Gaan rust ons sister. Gaan rust ons ousie. My herder. Die rust. Die vrede. As dit wat in ons. Ons roep ons natuurlijk die kleine kinders met zo'n kort lied met algemene jeugd om onze translezing te doen. Al die kleine kinders en die algemene jeugd van de kerk. Kort voor die boodschap doen. Dus dat je translezen voor die
eenvoudige God. Die kerk in geheel, en besonder die familie, en die beminde naam van Jesus Christus. Ek dank die Here vanmorgen vir die voorrecht, om vanmorgen net iets te kan sê, nie baie. Ek kan ook vanmorgen een boek skryf, maar ek dink in die week dat daar so baie dinge oor my sister uitgegaan. Ek ontmoet daar, terwyl sy kom aansluit by die lichaam van Christus, het ek ook maar net om aan my gaten so op 'n afstand gesien. Min van my gedagte, sien sy ook maar aan haar hart, hoe verskriklik hoogmoedige vrou ek is. En ek dink die jaar, as ek 'n konferensie, as iemand my op my status gesien het, daai jaar was ons konferensie in Koffiefontein in Jacobsdal. En ek sê daai oggend staan ek in my kamer. Ons het altyd net so goed verbygegaan, ons is nog by die kerk, maar ons het nog nie die pyn nie. En ek staan daai Saterdagoggend in my binnekamer, en soos wat die altyd ons geleer is, as jy op pad is, moet jy altyd iets extra inpak. En die oggend staan ek in die gees van die Here sê, pak 'n nuwe waslap in, pak dit en pak in. En die Saterdag aan, verlede verskriklik in Jacobsdal. En ons gaan was na ons klaskamer toe. En ek het sy tussen die bank geraak leeg, en sy oë gesien is daar aan. En sy kom vermaan ons in die klaskamer. Sy sê, ek kan nie dink julle kom lê nie, julle kom hou geselskap nie, julle is 'n leier hier binne, hy preek nog baie gevaarlik, maar wil nou gaan sê, jou hele kerkse mense is in hulle se klaskamer. En ek sê toe, nee man, dit is so aangegaan nie, maar ons is moeg, en sy gaan nie terug. En die snaakste van alles, toe sy terug kan, het sy klaar sê, dat sy kom weer terug. En ek weet nie wat sy in my hande bring die water nie gesien nie. En sy val binne in die water. En sy kom, sy sê, ek slap nie met julle. Ek weet nog nie waar is my eggenoot met my kleren nie. En net my het die sak afgeleid, maar het ek nog voete vergeet van haar. Ek moet hy man ons klap hê. En sy sit nog met die natkleren en ons begin ek gesels en ek sê, ek gaan vir haar bed maak. Maar ek vrees vir op die grond slap en ek pak nou maar die matrasse bo op. En ons gesels, en ons lag. En die oggend sê sy nog weer, ek weet nie waar ek nou een toilet is, die man is plat weg op my stak. En ek sê van, nee man, gisteroggend toe ek in my kamer staan, toe gee die Here my die leiding. En ek hoor sy sê, die morgen van my leven. Die morgen geval ek vrou binne my hart. Ek kan nie dink die hoogmoedige vrou, gee my een waslap, sy gee my van alles, maar ek kan soort my ek. Ek sê, het sy so van my gesê, sy gesê, ek is hoogmoedig. En jy weet, die jaar 2022, val die honde van pastoor aan, en is die aanstellingstijd, en sy kerm, ek moet met jou uitkom, my sister. Sy sê, jy is my sister, jy is my bloedsister. Ek sê, wat sal ek het ook nie een sister nie, so jy is my bloedsister. Weet die dierbaar is, en hierdie band groei. En sy kom 2022. En ons ken nie mekaar sy name nie, ons ken net hierdie amper. Ek hoor die, wat is jou naam? Ek sê, my naam is Sina Sport, ek gaan hom onthou. Ek vraag jou naam, Martha. Alle verjaardag, ek sê die 4de July, en jou, ek sê ek is, net die nieuwe July, nee, ek is ook die 4de Mei, net die nieuwe, so ek is eindelijk Johnny's man, van vandag ek is my Johnny, jy is my sister, ek sê en jou man, jy is my ma, ek sê jy is ook my ma, en net hierdie band groei, en terwijl sy toen dat hy ons huisie kom, vir hy week, sy kom saam met die velddochter, en pastoor is alleen by die huis, pastoor is nog in die verbande, pastoor is verskrikkelijk in die pyn,
pijpen. En weet die vrou stap met my op pas. En terwyl ek daar sê van mama Chabi, ek het 'n probleem. Verlede het my seentjie hier ongeluk gehad, weet jy? En sy beloof my, hoe gaan sy vir my bid? Hoe gaan sy saam met my die pad stap? En jy weet, ek loop nou verlede week, almal wat my beloof. Ek sê, Here, moet dit met my so gaan. Almal wat my beloof, hulle saam met my die pad gaan stap, hoe hulle my gaan ondersteun in gebed, hoe hulle my susters gaan wees, hoe hulle my ma gaan wees, hulle sterwe. En die weet ek, sê vir haar daar, hierdie probleem en die hofsaak gaan aan. En hierdie hofsaak is nog tot vandag toe aan. En ons het my beloof, ek gaan saam met die stap, my sister. Ons was verskriklik oor klere, ek en ons Chabi. Ons het gesê, ons het nie oor wat gegaan nie. As ons by mekaar kom met die pastoor en het, en as ek baie zwaar met hierdie twee vrouens, as ons by mekaar kom, ons praat klere, mense. Ons deel klere uit. Ons gee, ons praat, ons breek mekaar, ons sê, jy moet nie wees so makkie. Maar die mooiste kom ons in brandvlees hier was. Ek moet hier net die geheim vertel. Ons kom in brandvlees, sy sê, ek ry nie weer nie, man. Ek sê, nee man, ons is net die sê, ek ken jou. En hy open as hy die pakkie en ek hoor, hy vader, ek wil nou die kleren vir iemand sien, maar mense, ek wil net die vrou kon sien nie. En die kleren word die weggesteek onder die goede. En later, sy slaap het as hy dit 'n punt gemaakt, as sy op 'n plek kom, waas my mense. Hier was en ek greep die pakkie. Ek hoor hoe mense die vrouwen so hond proberen. Kijk, julle dit dink, hè? Hier greep mense praat met die julle sê juffrou. Nou as hy my wil bestraf en het hy morgen gesê juffrou. Maar as ons moet goed praat is het sister. Maar as ek weet my ding is in dan is geslaag te word, dan hoor ek juffrou. Sy bel my, sy stuur my 'n voice note hier môre, want jy's 'n sabbie juffrou. Jy's 'n bang juffrou. Hoekom het jy so 'n bang juffrou? Hoekom? Ek sê maar ek moet seker sê, ek moet nie so weet nie. Jy's 'n juffrou. En dan weet ek wat jy gaan staan. Hier was ek gaan na huis. Ek stuur haar op Saterdagoggend 'n voice note. Ek sê beloof ek jou, ek gaan elke oggend net 'n boodskap stuur. Jy hoef nie met my te antwoord te praat. Ek wil net vir jou ontmoedig elke môre. Maar weet jy, die steelste van alles is die Woensdag. Ek is baie bedrywig in die werk. En ek val my later by my suster, het my gesê sy gaan inverskyn. En ek val met my ma apostels ook in die middel. En ek dink ondertussen hulle twee vinnig die boodskap gestuur. En net hoe die dinge afgeloop. En weet jy, dit was haar laaste boodskap by my, wat sy al met my praat. Sy sê, my suster, ek het vandag amper gesterwe. Ek vraag wat het gebeur. Sy sê, ek het die skeer nie gaan. Of sterwe. Ek vraag hem toe, wat maak jy? Sy sê, ek vraag vir die Here my net nou wat kan. Weet jy, ek begin 'n prys saam met haar, ek eer die Here. Ek sê, jy kan nie nou sterwe nie, want Chabi, ek het jou nodig. Dis my suster, dis my ma. Ek het nie 'n ma nie, ek het die susters. Dis my alles. Die wat as ek het elke môre vaak gesê, hou moed, beklei, veg. Doen iets. Jy het my dan geleer om staande te bly teen die aanslae van die duiwel. Terwyl ek terugkom ons van die konferensie afkom, raak ek baie siek om die dood. En ek wil nie maar pla met hierdie ding nie. Ek hou maar die ding vir my. Ek leef vir 3 weke met hierdie bloedklot. Ek dink ek kan nie sê nie. En nadat toe beter word, stuur ek haar die foto's. Weet jy, sê vir haar, moet ek nie kom na jou toe. Hoe kon jy so alleen die pad loop? Ek sê, is te moeilik vir jou om na my toe te kom. Want ek moet in die bed bly. Wie gaan vir jou versorg? Weet jy, daai het met pastoor hier waar sy so ons sal draag. En ek dank die Here vir jou. Ek dink sy sê vir my, nou die konferensie, ek is baie weg van haar. Ek dink die Here berei my voor. Hier het gesien, ek gesien by haar, die Eastern. Ek is ver van haar af. Ons het nie weer gepraat. Ek staan daar, ek sê pa, ek praat nie meer met voel. Sy sê, mama, my voel is nie. Ek sê, ook in my sister. Ek sê, sy wil my
my sister, wat dink jy? Ek is nie gewoond dit doen. Terwyl ons in die taal is, ek sê nie my ou eie, die pil is gesteek, maar later dink ek, kom ek gee van die pilletjie. Dat sê ek aan self. Sondag is my sister nou weer daar, ek is ook maar net daar in die kant. Maar ek gaan weer naar die dienst. Ek sê met haar, ek moet sister nie dien dat. Ek kan nie gewoon dat hy nie dien. Maar sy sê vir my, ek is baie siek. Ek gaan in hy weken, ek gaan proeven te doen. Sy sê ook net, ek is siek. En dierbaar is, ek is so verslaan. Ek is so verbaas. Ek is so teleurgesteld. My sister, ek weet jy so vir my gesê het, ek moet sterk wees, ek moet volmoed wees. Ek sê van die laaste woorde, want daarmee ek wacht jou by die sisterskonferensie, jy moet vir my iets sê, so moet nie nou moed opgeven. Maar dit was in ons handen. Ek weet die kerk het geroep door die Here, ons het gebid, die kinders, die familie, ons het allemaal gevraag, Here, hou maar vir ons. Nou by ouderdom van 55 stap sy weg en ek staan vanmorgen weer alleen, sonder een sister, sonder een ma. Davies, ek ben diep stil gegaan. Halleluja. Door die mis, my sister. Jesus. Ek het weer verloren. Halleluja. Ek het gewoon verloren. En in die geest weet ek, het ek net so diep seer gedoen. Halleluja. Maar met Jesus sal ons oorwin. Jare terug, apostel Griet, ons sal oorwin. Oh yes. En ek weet vanmorgen die Here gaan ons die krag gee om te oorwin. In Jesus' Ek wil name. vanmorgen vir julle kinders sê, ek sê dat ek weet, ek kan iets vir hulle sê. Ek weet nie wat kan ek sê, want ek is besiek. Dierbaar is om ons bid vir mekaar. Ja, is sedert oh, Charlie, ek dink in Priska en Liemse hierdie woorde, dit mag miskien die laaste keer is, dat julle my stem hoor, en dat jy nie vandaan luister nie, mag dit miskien die laaste keer is. Ek leed hy aan, vir die laaste keer wat Charlie se stem wil hoor, want by die stem sy niks gevraag, sy niks gedoen, so ek was vervoerig, maar stem te hoor. Deel die teenwoordiging van een hospitaal weet, maar die teenwoordiging van die Here, wanneer hy aan haar stem hoor. Kom ons bid vir mekaar, en ons dien die Here, want dit is wat sy gras op hou gehad het. Ons moet dien die Here. Ons moet dien, ons moet aflee, ons moet rechtmaak, ons moet skoonmaak, want sy kon skoonmaak, sy kon stoei. Daar was sy gesien het, takke goeie wil. Bid vir mekaar, en moenie die moed met die Here opdoen. Halleluja. Maar het is zo moeilijk om van dagen te gaan. Want je zit hier met een groot
geschiedenis van wie sy was. En dan is so 'n probleem, dan staan die titel nog teen jou om te verduidelik wie die eindelijk is. Verstaan jy, want sy kom in die kerk, sy kom en sy maak 'n verskil. Soveel so dat sy domineer die plek, sy vat so oor, dat sy naderhand leer by plekke waar ek maar nou stil raak, kan leer sy nie. As 'n ma leer, maar as 'n ma ouder dan my, dan leer ek van haar. Dan sê sy, leer ek, dit is jong, maar ek gaan ondersteun. Dan bedoel sy dit, dan ondersteun sy nie. Dan was sy so lief vir die kerk, dat sy met plekke voel, die verantwoordelike doop om by ander plekke te is, maar die kerk. Ek moet ook nie dat sy by 'n begrafenis in Jacobsdam, maar sy hart is nie eens Koffiefontein. Hy bly bel en vra, wat maak julle? Maar hy is by die begrafenis. Ons is ook by 'n begrafenis. Sy bly, wat maak julle daar? Wat eet julle? Hoe gaan dit daar? Dit is wie Martha is. Verstaan jy? Maar ek wil net die woord neersit. Daar gaan ek verby. By Genesis 35. Waar Rachel afsterf. Ook op het troon altijd een lied gehad van the church is moving on. Ja. En ik wil verstaan. Maar hij verstaan wat betekent om aan te bewegen. Die kerk moet aanbewegen. Wat is dat wat gebeurt? Luister, die kerk moet aanbewegen. Daarom kan u bij Rachel bly nie, van Rachel afgesef. Daar is nog een leven voor u. Wat is dat? Als sien ons hoe die pad sal wees, maar die kerk moet aanbewegen. Ons het gekom by 'n skof wat klaar geraak het. Ons maat handel is 'n skof het klaar geraak. Luister, en sy oorhandig die verslag aan die wat agter is. As van ons af, van ons met die verslag hier vanaf voren. Van ons af, luister, toe Rachel afgeet, toe gee die seun af, want toe weet hy, sy skof het klaar geraak. Die mama sê, ons mama se skof het klaar geraak. Maar nou hier vanaf voren toe, hoe vat ons hom? Kom die vrouw gaan. Apostol Iwan, die Here seën hom en dankie, Here. Glory to Jesus. As daar so is, so sag is dit.
nie. Sy was vir my meer as net familie. Sy was soos 'n ma vir my. Deur haar oë het ek gesien wat ware sorg beteken. Sy het altyd tyd gemaak vir mense, geluister sonder om te oordeel en kos of 'n kombers gebring as iemand siek was. Dieselfde waardes wat ek elke dag in die hospitaal probeer uitleef het. Ek dank die Vader van bo dat ek elke oomblik saam met my auntie kon spandeer. Auntie se gesindheid was vir my die mooiste om na te kyk. Elke uur, elke oomblik by jou bedkas was kosbaar. Ek kon die pyn sien en dit het my gebreek, maar in daardie oomblik het ek sterker geword, sodat ek mooi agter jou kon kyk. Ek kon nie die pyn wegvat nie, maar ek kon gemaak gee 'n helpende hand en 'n sambid verbeter daar. Auntie het my gewys wat dit beteken om met jou hart te sorg. As nurse dra ek daardie voorbeeld saam. Ons gaan jou baie mis. Ek is dankbaar vir elke les, elke gebed en elke keer wat auntie my naam genoem het met trots. Ek sal hierdie liefde saamdra waar ek gaan. My hande voel vandag leeg sonder auntie se hand in die hospitaal. En die stilte wat jy agtergelaat het, is baie swaar. Maar ek weet auntie se pyn is nou vir altyd verby. Rustig my auntie, my liefste auntie, tot ons weer ontmoet vanaf hierdie kuil. Liewe ma, ons weet jy is nog veilig in die Here se arms. Jy het jou stryd gestry, jou familie lief gehad en jou spore diep getrap. Ons vertrou dat jy eendag sal ons weer saam lag. Tot dan, rus in vrede koningin van jou liefste dogters, Yvonne, Grace en Felicia. My liefde vrou, my geliefde vrou, my liefling, my skattebom. Jy was my alles, maar God het jou meer nodig gehad. Ek kon nie vir 'n beter vrou vra nie. Dankie vir alles wat jy vir my beteken het. Jy was 'n ware Spreuke 31 vrou. Jou woorde is ver bo die van korale. Ek sal jou altyd lief hê. My geliefkoeste vrou, rus in vrede van jou geliefde egnoot. Panelus aan Sisi en my kinders. Jou liefde bly by ons, rus in vrede. Liefde ouma, jy het ons so gauw verlaat. Ons het dit nie verwacht om die lewe sonder jou aan te pak nie. Ons het verlang dat u so terugkom, maar jy is nog veel lang by lieve Jesus. Dankie dat jy ons so mooi goed gemaakt het. Ons sal blij wees. Rus in vrede ouma. Johannes 11 vers 25. Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het ek ook afgestorwe. Rus in vrede, ouma auntie, ons sal u baie mis, van die Nicolas familie. Hierdie koevert kom af van de Arise and Shine se moederschaftsdonatie. Die volgende koevert kom vanaf die Christen Gemeentekerk, dis ook 'n donasie. Dankie geliefdes. Die Here seën. Ons is nou by die algemene kerk Liggaam van Christus Evangelie Sending. Apostel is nog hier besig. En kom ek vra u om so lank so stadig nader te kom. Die algemene kerk, die moeders, die vaders, die jeugd. Die Here gaan u wonderlik seën, die karamiddelike opbouwens.
om die sien dat dan so donker. Voor ons oorgaan ons nasionale apostel Winterbos, wil ek nog net 'n tegniese verskoning maak om apparaat wat ek nou saamgebring het nie kon wees. Eenmaal sal mens wonder wat gaan aan. So net dit een simpel ding, want ek het 2 projektors gebring. Ek het 2 laptops gebring. Die een projektor wat ek nog regtig nog staan nog kan maak, is 'n remote het ek nog nie saamgebring. Nou, ons sal miskien wonder of wat dan hier gestel voel, maar is net die Here wat dit gaan doen. So, word nou die dierbare wat nou hier is, gaan nou maar verstaan. Maar die ene wat ek nie spijt is, die dierbare is my sinterse werk, is baie mooi geworden. En die oudste dochter van die Ries, magtig weer gekom, dit ons moet. En ons leraar het gesê, die kerk moet aangaan. Die kerk begin van hier af aangaan. Ondanks dat die duivel nou wil inbring. Ja. Nou, ek wil net eintlik losgemaak het dat u nou nie met 'n krom hart die woord van die Here sal moet luister. Ons sal dinge werk nie echt nie. Maar by die Here werk die dinge uit op sy manier. Amen. Nou ek as mens dierbaar is, ek wil sê, ons het ons best probeer hier. Daar sal miskien beter technikuste hier rond sit, maar die beste technikus. Dis 'n foon wat weggeraak het, maar ons op hier was 'n foon. Asseblief die wares. Dankie. Dankie. Apostel William. Ek groet vanmôre al die apostels, die teenwoordig en besonders, die leierskap van die Lidmagas Evangeliesending en die District Bestuursraad. Ons diensleier is ons apostel de Weer in die Jordaan District. Dankie vanmôre apostel. Ons apostel en Poffen in die Bethel District. Dankie. Amen. Ons apostel Jan Peterbos in die Emmanuel District. Amen. Ons apostel Diwa in die Ebenezer District. Amen. Ons apostel nou voor ons gepraat het. En dan ook ons gasheer van die dag in die Maria District en ons apostel Leiers. Amen. Ook aan al ons takleiers te sien, ons is goed verteenwoordig vanmôre hier. Die skare kyk uit ons verskillende dorpe en takke uit. Ek sê baie dankie aan al ons takleiers, maar pastore, inspeleraars, herders. Amen. Ek waardeer elke een wat hier is. En ook aan ons geliefdes. Ek groet al ons apostels, bishops, leraars, pastore, herders, evangeliste, ouderlinge en diakens. Ons staan hier om dankbaar te wees aan die groot en breë gemeenskap van Koffiefontein, verskillende dorpe en geliefdes buite die raamwerk van ons die kerk, die dag van Evangeliesending, iemand gekom het as iemand wat 'n pad met die familie gestap het, met die moeder gestap het, iemand ook 'n geestelike pad van haar lewe deurgegaan het, iemand met haar kinderjare was, dank dat u vanmôre hier is, en ook die bedroefde familie wat insluit die Motsabies en die Niklas,
en al die ander families daarin aangesluit en ingesluit. Amen. Weer eens betuig ons simpatie, sterkte en bid vir die verkoosting van die Here. Dankie vir elke gekom het, dankie vir u wat nog in die diens sit. Daar is mense wat buitekant is, maar ek waardeer dat u aan die begrafenis toe gekom het. Amen. Nou hier is ons ook as die Liggaam van Christus Evangelie sending. Ek is hier, ek het ons so 2 kofferte af te gee en die moederkringe uit en die jeugdkring uit. Amen. Want ook ek weet hierdie las is geweldig en as vir julle op as familie, maar die so klein helpie van die kerk se kant af. Amen. Jare terug as die mense so die begrafenis by mekaar kom, as julle help mekaar. Amen. Daar was altyd so goed van help mekaar. So ons ook as kerk, ons is ook maar net hier om dit aan ons herder te oorhandig en aan die familie. Amen. Ja, die was die vraag is zwaar. Amen. En ons het die bediening van die woord en vanmorgen vertrouw die Here om mij te helpen om u te kan bedien. Amen. Dit is niet makkelijk, dit is niet lekker niet. En persoonlijk voor mezelf, weet je, als ik die Here vanmorgen kon voor iemand gegeven zijn, doen dit. Amen. Dan zou het maar. Ik praat vanmorgen zo Paulus, die dwang is op mij gelegd. En ik bid vanmorgen die Here voor mijzelf, om mij te helpen om die bediening van die woord zeer rechtvaardige eer te geven, zeer rechtvaardige voorrecht te geven. Amen. Dat is baie oor, maar moet samen gepraat. Ek kan ook baie oor haar praat. Maar die woord van die Here gaan nie oor my nie, gaan ook nie oor haar nie. Het gaan oor die Here en sy volk. En ek wil het vanmorgen aan die oordra. En ons skryf vanmorgen die skriflesing. Vanmorgen gaan ek bedien, ek sê ook dankie aan al ons takke wat inkom rijden. Amen. En so ek waardeer erg elke een. Vooral vir ons dienste van Sondag af. Amen. Wat hier gedoen is. Dankie aan die plaaslike leierskap wat ook aangaan. En ook die help wat van buiten af gekom het. Ons waardeer dit. En ook dankie aan die moeders wat aan een kort kennisgeving hulle beveeld gemaakt het. Ook dankie aan ons jeugddepartement, pres en sy geliefdes wat ook een beveeld van Master Grace is ook deel van die jeugdraad, die voerde raad so. Dankie. Amen. Ons het nie gedink dit sal so gauw wees nie, maar ons is die skrif vanmorgen is in Johannes hoofstuk 12 wat ek aan die voorhou. Amen. Johannes hoofstuk 12. Glory to Jesus.
Dat ek hier vanmorgen lees Johannes hoofstuk 12, ek sal ook van vers 1 af wat lees op. Kon op nog kortliks hierdie lied, dan kan ons so lees. Maria salf die voete van Jesus. Vers 1 lees as volgt. En Jesus het 6 dae voor die Pascha na Betania gekom, waar Lazarus was, wat dood gewees het, en wat hy uit die dode opgewek het. Hulle het toe vir hom daar 'n maaltyd berei, en Martha het bedien, en Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. En Maria het 'n pond egte, baie kosbare nardesalf geneem, en die voete van Jesus gesalf, en sy voete afgedroog met haar hare. En die huis is vervul met die reuk van die salf. Toe sê een van sy disippels, Judas Iscariot, die seun van Simon, wat hom sou verraai, waarom was hierdie salf nie vir die 300 mense verkoop en die geld aan die armes gegee? En dit het hy gesê, nie omdat hy oor die armes besorg was, maar omdat hy 'n dief was, en die beers gehad het, en die bydraes geneem het. Toe sê Jesus, laat haar staan, sê hy bewaar vir die dag van my begrafenis. Vers 8. Want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd. En 'n groot menigte uit die Jode het verneem dat hy daar was. En het hom gekom en nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien, wat hy uit die dode opgewek het. Vers 10. En die owerpriester het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring. Amen. Vanmorgen wil ek oor die praat. Amen. Ons weet ons is by iemand wat gedien het en terwille van haar lewe bring ek die boodskap aan u oor die. Ons lewe om te dien. Jesus, die skrif wat ek nou laat lees, daar in die kerk, waar Markus 11, vers 45, as ek reg het sê, Jesus sê, ek het nie gekom om gedien te word nie,
maar ek het gekom om te dien. Yes. Yes. Amen. Jesus self sê, my teenwoordigheid tussen julle is om te dien. En hy het gedien. Hy het gedien as hy moeg is, dat dien hy. Hy het gedien as hy slaap en hy word wakker gemaak, dat dien hy. Hy het gedien waar behoeftes is, altyd het hy gedien. En ons is altyd een van my dinge, ons dink as jy 10 mense in die kerk het, hulle dien almal. Amen. Amen. Ons dink as die tote mense, soos die self verhoring voor ons, almal dien. Amen. Almal dien. Ek lees hierdie gedagte, Jesus is in die huis as 'n geweldige blydskap. Want 'n week gelede was daar dood in die huis. Tegen die Here moes nou die man opgetel. Yes. En hier is die huis vol mense. Voordat by die boodskap uitkom, wil ek gou oor die sekerlike dienaars of dienaresse praat. Die Bybel sê, en Martha het kos gemaak. Yes. Martha bedien die mense. Amen. Nou, op zichzelf is het niet verkeerd nie. Dat is niet verkeerd. Ons kennis van Martha. Yes, bedienen. Maar hy wil die dingetjie uithaal. Ek wil hier gou leraar moet gou vir Lukas 10 vers 38 weer oor die Martha. Ons wil ook iets hoor van Martha. Okay. Amen. En het lees as voor Martha en Maria. En op hulle reis het hy in 'n sekere dorp gekom en 'n vrou met die naam van Martha en hom in haar huis ontvang. En sy het 'n suster gehad met die naam van Maria. Halleluja. Die het aan die voete van Jesus gesit en na sy woord geluister. Maar Martha was baie besig om alles klaar te maak. Sy kom toe daar staan en sê, Here, gee U nie om dat my suster my alleen laat bedien nie. Sê dan vir haar dat sy my moet help. Maar Jesus antwoord en sê vir haar, Martha, Martha, jy is besorg oor verontrus oor baie dinge. Maar een ding is nodig en Maria het die goeie deel uitgekies wat aan haar nie weggeneem sal word. Okay. Ek wil ek ook wat die skrifte gehoor het. As dieselfde Martha nie, van Johannes 12. Yes. En in Lukas 10. Hier in Johannes 12 is daar klomper mense wat kos moet kry. Klaar Martha daar, soek hy help daar. Nee. En Johannes. Nee. Daar was klomp mense. Nee. Soek Martha help. Nee. En daar was ook nie gesê sy word gehelp nie. Yes. Nou, maar hier waar Man. sy haar suster en Jesus is. Hier maak sy jou boer. Yes. Amen. Ek wil oor, ek is ook nie met die boodskap, net praat oor die Marthas. Dat is mense wat jy kan dien, as daar nie klomp mense is. Hulle, Martha kon nie dien, toe sy net sê Jesus en Maria is. Maar toe daar klomp mense is, jy toe staan Martha voor die verhaal. Want daar is nog klomp. Yes. I want Wat? Als een mensen wat je kan dien, ben je 2 en die 3. Yes. Maar als alle krampus, als ze moet gezien worden, als ze anders, alles ook
raak. Yes. Waar toe die mense raak sien. Jezus, Hosanna. hey, keer my. Efesiërs noem die Martas. Dienaars. En die om gezien te worden. Ons koning niet. Net bij die grondplekken niet. Ons koning aan die party. Ons koning aan die materiële. Ons koning aan die 2 en 3. Ons koning daar. Ik zou verstaan als Maria ongelukkig was. Voor jou. Bij de mensen. Ik zou verstaan dat mensen. Als je een brood is, Ja. daar is een Martha hier. Maar wat is het nodig? Waar het nodig is. Yes, wat is het Maar nodig? toen ze niemand is van haar zien wat is zien. Jezus is met Maria bezig. Maria is met die voeten. Niemand ziet hoe die komt. Niemand kent Ja. Niemand. Als ik rijd, Hij maakt dat je op checken. ja. Kijk jullie nu op. Kijk mij niet. Toch? Amen. Onze mensen van die kerk die weg van evangeliseren. Alle zijn die nationaal. Dat is een Martha. Dat is een Martha. Hij was niet. Die zoeken kraam. Die zit er eruit. Die zoeken kraam. Toch? Zo mensen. Die Heere zegt, daar waar 2 en 3 is. Ik is niet woordig. Die Heere zegt, daar waar 2 en 3 ik is daar. Amen. Kom ik los van Martha. Dat is nog een dienaar. Of de dienaars. Amen. Die Lazarus. Amen. Ik wonder wat we van hier is in. Ik vraag me af. Lazarus is 4 dagen dood. Weet je, daar is niet iemand wat een goede getuigenis heeft. En Jesus tijd als Lazarus, is die man. Yes. Dat is niet. Alle blunders als hij hier als hij Lazarus die Sta niet die dood. was 4 dagen. Ik is begraven. Mijn bos is opgepierd. Ik heb naar die Heer geroken. Die s'nachts het wat ik vraag is na die week na Jezus voor Lazarus opgewerkt wordt Jezus zelf begraven. Die staat op. 4 dagen daarna gaat varen op. 10 dagen daarna als het die uitzorg van de Heilige is. Yes. Dan hou die apostels vergaderen. Hulle zien weer 12, hulle zien weer, hulle is nog 11. En hulle zoeken nog een apostel bij. Yes. Dan, mijn vraag is, hoe kom je Lazarus? Als het makkelijk is, Hij heeft een getuigenis. moest Lazarus zien, maar zo goed Ja. getuigenis. Yes. Apostel was. Moest hij niet 12 discipelen. Yes. Judas is Judas zo kan. Ja, Judas kan. Hij zegt met die getuigenis van, er was 4 dagen. Amen. Lees voor mij die nieuwe versie. En dat is een nieuwe versie van Johannes 12. Dat is het. Klaar. We dieren met je bij de morsie. Amen. Maar nu mijn vriend. Nu mijn vriend leer hier. We dieren met je bij de morsie. Amen. Maar hier, ik zit met die vraag van Lazarus. Weet je, en Lazarus het verhaal niet meer op meer. Ons verhaal niet meer van. Yes. Jezus is opgestaan, moet je met Maria en Martha gegaan. Ja. Maar nee. Ons goede disciples was in die boventrek. Maar nee. Wat het van een man geworden. Met zo'n groot getuigenis. Die 9de vers. Zo. En een groot menigte uit die Jode het verneem dat hij daar was en het gekom.
ter wille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien wat hy uit die dode opgewek het. Dankie. Sorry. Die Lazarus is die dienaars wat 'n kerk maak binne 'n kerk. Dit gaan toe later oor Lazarus. Hy is in pronk op daar. Ja. Hier is Jesus. Hulle kom kyk ook vir Lazarus. Hulle kom kyk nie net vir Jesus. Ook vir Lazarus. Hy kom kry die Lazarus. Mense met groot getuienis. Maar die ding moet oor hom gaan. As die ding niet oor hom of oor haar gaan, dan kan hy niet. Hy kry 'n Lazarus. Sy getuienis maak hom groter. As die kerk en as die leiers. Die Lazarus, hy kan hulle nie sê nie. Hulle is te sterk. Hy kan nie verman nie. Hulle is groter as hy. As ek so staan, ek keer my ek wil nie preek. Ek wil hom nie preek. Dit is mense. Hulle sit vandag in werke wat voor gebod is in die kerken. Maar hulle nie sê wat hulle gee nie. Want hulle sê wat hulle eie getuienis. Dis 'n Lazarus. Hoe kan die met zo'n groot getuienis sit? Want hy is vol lelike manieren, vol blofhoudens. Hy mag goed liedjes aan die kerken. Hy praat je dienders. Hy praat je kerk. Van die Heere kan voorzien. Kijk maar! Wie maakt hulle sy eie kerk aan die kerk? Hulle van die getuienis. Wie wil dit doen? Jesus! Wie het geroep Lazarus kom? Maar die mense kom net weer van Lazarus. Lazarus is in jou kerk. Ja. Is weg. Hy kan nie as 'n wonder doen nie. Ek was dood. Ek is opgewek. Ja, nee. Prys. As ek in die hande kan kry, dan vlot so. Maar gereed. Ja, yes! Jesus hier! Hy was een mens. Wat het God ook iets gemaakt het. En die manieren van God ons goed gemaakt het. Bloof in die Heere. Hy bloof die kerk. Hy dient die Heere nie. Hy dient homself. Die kerk is een moeilijke met mensen wat hulle self doen. Jy weet hoe moet jy maak, jy weet. Maar jy dien homself. En weet maar nou nie. Iemand sal die Bijbel vraag, ons wat so 'n groot getuienis het, hoe sal ons die toren van God ontvlug? Ja, hoe gaan ons? Hier zijn mensen met groot getuienis. Die straf van Jesus. Waar je nou werk en geld hebt, zuipen. En ons kan daarover praten. Nee, ons moet niet. Praat die waarheid van die. Sien gered worden. Abraham moet dan niet eens pakken. Yes! Sorry! Ik wil maar net zeggen, deze mensen met goed getuigenis. Hier zit Lazarus. Ik vraag me af, Jesus, hoe kom je brengen voor Lazarus? Hoe komt ze je niet in die 12? Ja, weet je hoe dat is? Lazarus' naam wordt hier genoemd die instorting. Hij wordt hier genoemd die profetie. Want die Heilige Geest openbaar aan mij. Hij was te vol van ons. Hij bracht het
O Lazarus sit daar. Op heeltemal brekkelijk. Hij doet zijn eigen groepje hier rond. En dat was op mij. Er komt met die doodheid. Maar daar is een wat onhouden. Ons sowieso gezitten. Ons sowieso van je huis vol vast. Als het hier iemand vast. Van die prijs vertellen. Als het vanmorgen mijn boodschap ontitel. Dan vraag ik wie die bedienaar. Wie die invatie. Dat zou mijn boodschap was. Wat ik bezig was om klaar te maken. Ik ga hem niet breken. Dat is een wat zegt. Onze huis is vol. Onze huis is vrolijk. Onze gedaan is vol. Mijn oudste is in die huis. Mijn broer is in die huis. Die mensen hebben van Bethany is in onze huis. Die mensen komen van Oras in onze huis. Maar dat zit er willen van mij niet. Dat zit er willen van Martha's kost. Dat zit er willen van Lazarus. Maar ter willen van Jesus. Maar wie has zegt wie ons is. Hierdie blijdschap wat ons heeft. Behoort die aan ons. Dat behoort aan die man. Wat voor een graf gestaan heeft. Wat die nacht heeft en gezegd. Lazarus, kom mee. Die eer behoort die aan de mens. Maar die eer behoort aan die Heer. Hij wat machtig is. Hij wat verheven is. Hij wat die wonderwerken doet. En Maria zei, wat mijn is. Wat voor mij kostbaar is. Zal ik gaan om. Want het gaat om. Jullie denken wat nou in die huizen is. Ga niet. Oor een van ons het gaan om. Die Bijbel zegt zijn vader albaster vis. Die zijn goeie het om. Ik zie nog hoe eer zijn om. Dank je. Dank je mijn God. Een weertrek was ons oud. Een weertrek was ons uit. Een weertrek was ons in elkaar uit. Een weertrek was onze huis een keer niet. Een weertrek was ons in de toestand. Maar niet onze lot kon veranderen. Hier niet ons kon veranderen. U heeft onze tranen afgevierd. Ons heeft met tranen gezaaid. Maar ons jubel en blijdschap. Ons mijn en blijdschap. Hier niet onze lot veranderen. En omdat u onze lot verandert, vang ik mijn dierolie. En dat zie je uit. En die is weg. En mijn vraag is vanmorgen. Wie die bedienaar? Wie dient voor Jesus? Is die bedienaar? Die bedienaar heeft nog niet. Yes. Die bedienaar is altijd daar. Wie die bedienaar? Lief voor Jesus. Die zwaarte van onze bedienaar voor Christus. Die moet altijd ever ready is. Yes. Die moet altijd sterk is. Die moet altijd antwoorden hebben. Die moet altijd daar is. Halleluja. Je werkt die moet nooit hier gezien worden. Ja, boss. En daar heb je volgens van die werkers voor. Yes. Moeder. En niemand onthoudt om jou te vullen. Die getuigenis van Mammon Sabi zei, zij was een bedienaar. Yes. Zij was een dienstmaagd. En mijn vraag is,
Sy het uitgebied vir haar man, haar kinders en haar kleinkinders. En vir baie, vir die kerk ook. Maar my vraag vanmorgen, as ek as 'n wakker man, so vraag Mohammed Sabi, het iemand daarom opgehoord? Voorbereiding. Die begrafenis. Voorbereiding bedoel. Wie die? Dat is die woording. Die bedienaar. Ek staan hier, omdat ek weet, die kus onmiddellik gewees. Een van die ziektes wat die dokters mij zeggen wat ik heb met de longontsteking, ammonia gehad. Mijn vrouw die bij ik kan je oproepen. Als ik de meeste al weer afval, ik moet gaan bedienen. En eens de oproep komt, ik is een bedienaar. En hoe dat is. En beschikbaar wees. Op pad daarheen zit ik heel nacht bij die crash. Dus op pad daarheen. En kom aan de kant uit. Als ik klaar bedienen, dan moet ik weer terug gaan naar mijn huis. Ik weet niet wie het is. Dat is weer een stuk. Ik sta nog meer in die hele vrouw. Ik is ver van huis aan wat vragen. Ik zei dat die vrouw inkomt. Als ze sterker valt, kan ik maar aan haar. Ik zei voor mij ja, kan aan haar komen. En ik begin sterker vallen en ik haak het toe aan. Zit daar ben ik kan komen. Weet je voor mij profiteer aan. Valideren. En ze zegt voor mij, of ik vraag voor haar, omdat ze wil zeggen, als ik word, ken je mij? Ze zegt voor mij, ken je niet. Maar ze vraagt, was je nodig of jou toch hier niet? Ik heb dus iemand van een van hen en ze zegt, je was hier. Maar ze zegt, ik ben bij je bekend. En ik zeg voor haar, ik stel me voor. En ze houdt vast aan, ze zegt, dat kan niet wezen. Mijn pirken van YouTube. Sana voor Jesus. En ze geeft me haar probleem. Ze is een geweldige strijd en haar huwelijk. En ik dien haar. En toen ik haar dien, zei ze voor mij, ze is zo bang. Maar die man, wat nou, haar man is nou komen. Die man is geweldig jaloers. En ik dacht, hoe kan ik graag dienen? En bedienen, toen zei ik, kom ik gaan staan maar weer beter. Dat is gewoon donker. Want ik wil nog moeilijkheid voor jou brengen. Ik ga staan hier in die nacht, in die donkerte, in die regen. Ik heb klaar gehad hier. Daar ben ik ook gediend is. Dank je apostel, die klaar gediend. Uitgegiet. Dat is hoe dienst zijn. Uitgegiet. Zo, ik denk toe achterna, als die dien. Want die morgen stap ik uit Christa uit naar die post. Van die huis af, die mensen van Christa, zoals ik een soort tomse, ik neem niet quality. Amen, dat is een probleem vertekenen. Amen. Maar ik stap daar. Die weer geval op mij. Ik verstaan daar vanaf kom, krijg ik die longontsteking. Ik heb het gaan gediend. Ja, positief. Jesus. Gevaar. Ik heb het gaan gediend.